Ek het baie jare gelede, ek wil nog nie gaan probeer om my jare uit te dink hoeveel dit is nie, maar kom ons sê nou baie naby aan 30 jaar gelede het my bediening begin. Ek het tot toe het ek was ek 'n finansiële bestuurder by Eskom. Toe was daar nog elektrisiteit, hoor. Ons het nie beerdkrag gehad nie. Die oomblik toe ek weg is, toe is daar beerdkrag. So daar was nie beerdkrag nie. En toe het ek die belewenis gehad dat die Here my roep om voltyds met sending betrokke te wees. En dit was 'n lang worsteling ook vir my en vir Elise en ons kinders natuurlik op daai stadium. Ons seun oudste kind was op universiteit en ons ander kinders nog op skool. So dit was 'n moeilike besluit. Maar na ek dink omtrent 3 jaar of so 4 jaar van worsteling met die Here se roeping, het ek toe nou my werk bedank en toe nou voltyds met sending betrokke geraak. Ek het ons sendingorganisasie begin en dit het my die geleentheid gegee om by baie gemeentes op verskillende plekke te kom. En dis nou eintlik waar die hele storie begin. En deur die jare het ek altyd vir mense 2 vrae gevra. En dit is nou letterlik vir duisende gelowiges. Ek oordryf nie as ek dit sê nie. So van hulle sit in Indië, wil ek amper sê op die Fillishope. Van hulle is skatryk mense met baie geld. So die variasie is so groot as die Here se genade. En dan het ek altyd van hierdie 2 vrae gevra. Die eerste vraag was, dink jy God het 'n plan? Hoekom gebeur die goeters dan soos wat dit gebeur? Hoekom is daar hartseer en kanker en dood en al hierdie goed wat so deel is van die lewe? Het God regtig 'n plan of het hy eintlik op 'n manier of beheer verloor, soos wat ateïste sê, of dink, of ons beskuldig, laat ons glo, of het hy net by 'n punt gekom wat hy gee nie om wat eintlik met ons gebeur, hy het ons geskep, en hier is ons nou, en wat ook al nou gebeur nou maar net, is dit hoe dit dan nou werk, of het God regtig 'n plan? So ek het die vraag vir gelowiges gevra, en ek kan regtig met vrymoedigheid sê, ek weet nie of ek ooit, dis minder as dit, maar kom ons sê 5, uit duisende gelowiges, en dis jonk en oud en oral oor, wat ek gevra het God 'n plan? Dan sê hulle vir my, ja, hulle glo God het 'n plan. Nee, so ek aanvaar as ek nou vir julle die vraag sou vra, sou julle ook so gesê het. Maar dan het ek altyd 'n tweede vraag gevra, en dis vir my die belangrike vraag. Dan het ek gevra, maar as jy nou vir my sê, jy dink God het 'n plan, weet jy wat is God se plan? En dan wil ek amper vir jou sê, daai selfde hand kan ek weer opsteek en sê, miskien het soveel gelowiges vir my gesê, ja, ons dink, ons weet wat is God se plan. Die meeste, oorheersend die meeste, het vir my gesê, ons aanvaar God het 'n plan, maar ons weet nie lekker wat dit is nie. So dan het dit my begin bekommer, hoe is dit nou moontlik, dat ek as 'n gelowige kan sê, God het 'n plan, maar ek weet nie wat dit is nie. So hoe kan ek dan nou my rol vertolk en vervul in sy plan, as ek nie weet wat sy plan is nie? Ek kan mos nie besig wees met iets wat ek nie weet wat dit is nie. So, dit het my nou bekommer, en so die jare nou maar aangegaan, en ek het gesprekke gehad met mense, en aanbiedings gehad, en ek het 'n klomp ervarings daarin deur minstens 20, 25 jaar gehad, en altyd het dit vir my gevoel, ek wil nog 'n boek skryf, 'n ander boek skryf, wat vir my, ek het nou nie 'n ander woord om dit te stel nie, ek het vir myself gesê, dit moet my erfporsie wees. Dit moet my teologiese erfporsie wees vir my kinders minstens. Dat hulle eendag kan sê, so het my pa die Bybel verstaan, so het hy God se plan verstaan, en so het hy ons rol as gelowiges verstaan. So, dit was my doel, dit is amper 'n testament, wat ek wou skryf, sodat my kinders op die ou end dit ten minste eendag het om te lees, en miskien my kleinkind. So, die ding het by my gespook, dat ek die boek moet skryf, maar ek het geweet, dit is 'n groot taak, en ek raak al ouer, en ek sien al swakker, en so, dit raak al moeiliker, en op die ou end het ek, kom ons sê nou maar rolweg 5 jaar gelede, het ek toe by die punt begin, waar ek onder druk van myself, en 'n paar van my kollegas, wat ek regtig begin skryf. Ek was in Kimberley, ek het 'n werkwinkel aangebied by 'n gemeente, en hulle het vir my gevra vir notas, en ek het by die huis gekom, en ek het begin skryf aan die notas, om dit vir hulle te kan gee, en toe ek begin skryf, toe gebeur iets met my, wat vir my baie merkwaardige ervaring eintlik was, het dit net gevoel asof ek nie kan ophou met skryf nie.
En ek het geskryf en ek het vir Elise op 'n stadium gesê, hoorie, ek is nie besig om notas te skryf vir die gemeente nie, ek is besig om 'n boek te skryf. En dit was die begin van die boek, 5 jaar gelede. En miskien omtrent 'n week of wat voordat ons weg is uit Kimberley en voor ons teruggekom het hiernatoe, dis nou omtrent so 'n maand gelede, toe is ek klaar met die manuskrip. En my kollegas het hom geproef lees en Elise het hom geproef lees en ek het hom probeer regkry vir die drukker. En ons ken die drukkers in Kimberley, hulle het al my goed gedruk sover deur die jare. So ek het na hulle toe gegaan en vir hulle gesê, okay, ek wil die boek laat druk, maar die boek moet gedeelte kleur wees want ek gebruik kleur ook in die boek. So hulle moet vir my 'n kwotasie gee vir die boek. Toe kry ek 'n kwotasie. 'n week miskien voordat ons daar weg is, so 'n bietjie langer. Maar toe ek die kwotasie kry, ek het nou lanklaas 'n boek laat druk, so toe ek die kwotasie kry, toe is ek geskok om te sien wat kos dit om 'n boek te druk deesdae. En dit het effektief amper daarop neergekom dat 'n boek amper R400 kos. En ek dink toe op myself, hoeveel mense gaan nou R400 wil betaal vir 'n boek wat ek geskryf het. So, maar toe kyk ek nou op die internet, ek sien maar dis maar wat boeke kos, lyk my deesdae. R350 of R400. So, maar ek sê toe vir Elise toe ek die kwotasie kry, hoor jy, dis nou maar so. Ek gaan nie hierdie boek aan laat druk nie, ek het 5 jaar hier aan gewerk. Ek gaan dit op my rekenaar los, my kinders kan dit maar eendag lees as hulle lus voel as ek weg is. En dis dan nou dit gaan nie gebeur nie. In daai nag het ek gelê en gedink, maar is dit regtig die Here se wil dat al hierdie klomp werk en alles wat hierin is, dat dit op so 'n manier moet eindig, net op my rekenaar. En die volgende oggend het ek opgestaan en ek en Elise het weer saam daaroor gebid en ek het gekyk, ek het so 'n bedieningsrekeningkie waaruit ek bedieningskostes betaal wat nie vir onsself is nie. En ek het gekyk in die rekening en ek het gesien daar's 'n paar rand in en 'n vriend van my het gebel en gesê, hoor ek sal 'n bydrae maak vir die boek, maar nie naaste by wat dit sou kos nie. En toe besluit ons, kom ons druk net 100 boeke en ons kyk of ons dit nou maar op 'n manier die geld bymekaar kan kry om dit te doen. So toe is ek nou tevrede, ons gaan nou 100 boeke druk en deur die loop van die dag toe kyk ek weer en ek sien as ons 200 boeke druk, dan raak die prys per boek baie vinnig minder. Eenheidsprys per boek. So ek dink toe, okay, dis nie soveel meer geld in totaal nie, so ons gaan 200 boeke druk. So ek gaan toe terug na die drukkers toe en ek sê vir hulle, goed, ons gaan 200 boeke laat druk, jy moet vir my 'n proefkopie druk en dan druk hulle vir jou 'n proefkopie wat jy nou kan nagaan en nog veranderings aanbring as jy sou wou en so en ons is weer deur daai proses en dit die veranderings aangebring. En toe dit nou klaar is, toe gaan ek die dag na die drukkers toe, 3-4 dae voordat ons weg is en hier toe terugkom. En ek het daar gaan sit en ek het gesê, Tommy, dis die jong man wat nou sy pa se besigheid oorgeneem het, wat ek ook ken. Ek het gesê, nou is nou reg, hierso is die proefkopie. So veranderings het ons aangebring, is op die rekenaar, hier is dit nou. En jy moet nou vir my 200 boeke druk en ons ry Vrydag en Donderdag kom ek en dan sal ek vir jou die helfte van die geld betaal want dit is wat die kwotasie vra. Dat jy moet die helfte van die boek betaal wanneer jy nou hulle die opdrag gee en wanneer die boek dan gelewer word 2 weke of wat later dan betaal jy die res. So ek sal dit Donderdag sê ek sal dit doen. En hy sê vir my en dis nog vir my die moeilike deel hierdie. Elke keer. Hy sê vir my, jy skuld niks. Jou boek is betaal. Ek sê, hoe is dit moontlik? Hy sê, iemand het jou boek betaal. Vir 300 kopieë betaal. Ons praat nou van 40.000 rand, 2.344.000 rand. Iemand het vir jou boek betaal. Ek sê, wie is dit? Hy sê, ek mag nie vir jou sê wie dit is nie. Ek het daar gesit, verstom, ek was natuurlik emosioneel, soos nou. En die jong man het nie eintlik dink ek geweet wat om te maak met die oom nie, wat nou so huilerig is hier voor hom nie. En ek het die koevert gevat met die nuutste proefdruk en ek het uitgeloop en in die kar gekom. En ek en Elise was daar hele dag eintlik, ek weet nie wat nie, verbuisterd, verbaas, verdwaas, iets. En later in die middag, toe sê sy vir my, weet jy wat, daai woorde wat Tommy vir jou gesê het, jy skuld niks. Dis die woorde wat ons eendag gaan hoor as gelowiges, as ons voor die troon van die Lam staan. Daai selfde woorde, jy skuld niks, jou skuld is betaal. En dis hoekom ek in die oggend by die erediens
vertel het, net om daardie rede. So ek wil nou nie verder oor die boek praat nie. Ek het net nou gesê, ons gaan miskien 2-3 minute laat wees. Ek het net nou gehoor, halfuur gelede, die boek het hier aangekom, want hy moes gekoerieer word van Kimberley af. So hierdie is letterlik die eerste keer wat ek hierdie boek nou in my hand hou. Ek het nog nie eers hom oopgemaak nie. Elise het hom nou uitgehaal uit die pak en vir my gebring. So hier is die boek. Dis waaroor die storie gaan. Dis nie 'n lekker leesboek nie. Dis nie 'n storieboek nie, dis nie 'n boek wat jy lees as jy in die bed lê om in slaap te kan raak nie. Dis 'n boek wat konsentrasie vra, dink ek. Nou party mense dink is soos dagstukkies, dis nie dagstukkies nie. Ek het vir iemand of vir 'n paar mense al gesê, hulle dink dis 'n storieboek. En dit is 'n storieboek. Dis God se storie. God se storie met ons. Dis 'n roman. Dis 'n liefdesverhaal. God se liefdesverhaal met ons as gelowiges.